Ons het U woorde nodig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre. 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. Kos is vir die maag en die maag vir kos, maar God sal die een en ook die ander vernietig. Die liggaam is tog nie daar vir onsedelikheid nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Deur sy krag het God die Here opgewek en sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggame ledemate van Christus is nie? Sal ek dan die ledemate van Christus neem en deel maak van 'n prostituut? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie? Daar staan immers, die twee sal een liggaam wees. Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Vlug weg van onsedelikheid. Elke sonde wat 'n mens doen, is buite sy liggaam. Maar iemand wat seksueel losbandig optree, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie, dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel van die Heilige Gees in julle, is 'n tempel van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Sê. Terwyl die kinders uitloop, kom ons doen net 'n vinnige gebed. Here, ons sal U werke nooit kan verstaan nie. Hoekom het U nie engele gestuur om te preek nie? Hoekom U feilbare mense gebruik het, ons weet nie. Maar ons bid nou, breek hierdie woord oop. Ons het U nodig, Here, U weet ons as gemeente. Ons voel die sanksies, ons voel die ekonomie knyp. Baie van ons hier se fisiese vlees is ook swak. Siektes en seer en wat dit ook al is. Baie van ons hier is bekommerd oor ons toekoms. Maar ons bid nou, wil U net vir 'n oomblik net ons stil maak, net ons bewus maak van die groter werklikheid, en dis U, Here. En wil hierdie deel kom oopbreek, is 'n pragtige deel. Kom breek dit oop. Ons luister, ons bid dit in Jesus naam. Amen. C.S. Lewis het 'n meesterstuk gelewer oor hierdie gedeelte, en die tema wat hy gekies het vir hierdie gedeelte was the weight of glory, die gewig van glorie. En is beskikbaar op YouTube, jy kan dit gerus gaan luister, want
wat ek hier sê gaan nie reg doen aan wat hy gesê het nie. Maar in kort wat hy gesê het is, as jy besef wat jou pakket, jou liggaam en siel werd is, gaan jy anders optree. Jy gaan anders optree. Hy sê as jy kan sien, jy met die persoon met wie jy praat of met wie jy werk, as jy hom kan sien in sy verheerlikte liggaam, gaan jy, ekskuus nou vir die Engelse woord, tempted wees om daai persoon te aanbid, want jy gaan dink is 'n God. Is 'n godheid. So dis die verskil tussen wat ons nou beleef en wat ons eendag gaan beleef as ons verheerlikte liggame kry. Vir die ouens wat nou nie is in die Christen ding, ons as Christene glo dat daar gaan 'n tyd kom wat ons 'n verheerlikte liggaam gaan kry. Met ander woorde, hierdie liggaam wat ons het is tydelik, maar ons gaan 'n ewige lyf kry. En ons glo in ons binnekant het ons 'n siel wat waarde het en wat baie kosbaar is vir die Here. En ons eendag gaan hierdie liggaam nuut gemaak word, verheerlik word soos ons dit noem, en gaan deel word van 'n groter eenheid. En ons het nodig om dit te weet. 2 redes hoekom ons nodig het om dit te weet is dat ons liggaam onfeilbaar is. Ons maak planne en ons het drome en dinge. Ek self het oor 8 weke kompetisie wat ek lankal voorberei. En het gedink na Transbaviaans gaan ek 6 weke hard oefen en dan gaan ek begin typer en alles reg doen dat ek kan piek. En daar val ek, breek ribbes, maak my arm seer. Ek sê so het ons 2 ander mense hierso wat beter kompeteer as ek op 3 kampe en hulle is ook uit. 3 van ons in 1 gemeente. So as jy dink jy's ergens, jy dink jy's okay, die lewe gebeur, wat jou net bewus maak dat jy op 'n slegte plek is, dat jy eintlik nie, dat jy broos is, dat jy eintlik nie so great is. Vra vir Driekus, nou, hoe voel hy? Hy sal dieselfde sê. So dis een ding, ons liggaam is tydelik en ons gaan tye kry wat ons bewus is daarvan. As ek nog eens sê, as jy gediagnoseer word met kanker of sulke goed nie, maar die ander rede is wat ons met ons liggame doen, is vir God belangrik. Wat ons met ons liggame doen, is vir God belangrik. Ja, hierdie liggaam word stof, en ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry, maar is nog steeds hierdie liggaam wat verheerlik gaan word. Dis die wonder. So is nie net, wat ons hiermee doen is nie net ligtelik nie. Dis baie belangrik. En dis hoekom ek dink Paulus hierdie skryf in 1 Korintiërs 6. Dis hoekom hy dit skryf. Want hy wil uitkom by ons identiteit. Hy wil uitkom by ons identiteit. Ons identiteit, Romeine 8 wat ons gelees het, is bietjie voor die gedeelte wat ons gelees het vanoggend, sê ons identiteit is dit, ons is kinders van God. En omdat ons kinders van God is ons erfgename van God. Met ander woorde, ons loop rond hier, en ons wat hier sit, God, en wat God is, en wat hy vir ons wil gee, gaan ons kry uit genade uit. Ons is belangrik. Ons is prinse en prinsesse in die koninkryk van God. Ons gaan eendag, sê die woord, gaan ons saam met God regeer. Romeine 8 vers 16 en 17. En dan 'n mooi gedeelte in die Ou Testament, Malagi 3, wat sê ons is God se skat. Ons is God se skat. So hoe jy na 'n skat kyk, hoe jy na goud kyk, hoe jy na parels kyk, hoe jy na diamante kyk, dis hoe God na ons kyk. Ons is vir hom ongelooflik
ongelooflik belangrik. Ons is vir God ongelooflik belangrik. Selfs jy wat hier sit en dit nie kan glo nie. Hoor mooi, jy is vir God belangrik. Daarom dat hy skryf, vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. Hoekom? Hoekom wil hy nie iets anders as God voorbuig nie? Hoekom wil hy hê God alleen moet heers oor hom? Want hy is belangrik. Paulus sien homself as 'n moordenaar, hy sien homself as die geringste van alle apostels, hy sien homself as 'n sondaar wat met sonde bevlek is, hy beste daar is met sonde bevlek. Dis sy kennis, dis hoe hy bewus is van sy swakheid. Maar hy besef, voor God is hy belangrik. En hierdie alles is my geoorloof, is 'n spreekwoord wat die Grieke gehad het in daai tyd in Korinte. Hy sê, jy kan alles doen, jy kan maar alles doen. Bietjie aanlees, dan sal hy sê, voedsel is vir die maag, en maag is vir die voedsel. Is maar net 'n spreekwoord wat sê, maar jy het nou tools gekry, so jy kan maar gebruik. Want daai tyd was daar baie afgodstempels en prostituie en hulle het losbandige lewe, en dan die spreekwoord wat hulle gehad het in die wandelgange was, jy het mos 'n maag, so gebruik het. Ons is gemaak om seksueel te verkeer, so ons kan nou maar losbandig wees. En dan sê Paulus, nee, nie so maklik nie. Nie so maklik nie. Ons is kosbaar voor God. En wat met ons lyf gebeur, is belangrik voor God. Ouens wat so 'n bietjie berading agter die blad het, kan getuig, sodra 'n persoon seksueel verkeer met iemand, dan skei jy dieselfde hormoon af as wat 'n ma wat geboorte gee afskei met 'n kind. En daai hormoon maak dat jy gebind is, of dat jy fisies, chemies, daar 'n binding is tussen die twee persone. So wanneer Paulus hier sê, weet jy nie as jy met 'n prostituut slaap, is jy aan haar verbind nie, dan bedoel hy dit. Want God die Heilige Gees ken ons beter as wat ons onsself ken. So elke keer wanneer ons seksueel verkeer met iemand, dan dink ons, ja, maar dis maar net iets buite ons, iets wat ons kan van wegstap. Nee. Jy maak jou lyf seer. Jy maak dit 'n geestelike invloed op jou lewe. Daarom laat ons by die kruis nie daarin glo om die dating game te speel, in die sin van ons toets nou maar eers, ons bly bietjie saam voor die tyd, en ons kyk of ons, soos wat ek hoor die ouens sê, of ons compatible is nie. Wat se nonsens is dit? Jy's 'n kind van die Here, jy's kosbaar in sy oë, en jy kan nie net elke ou of elke girl wat jy bykom en wat wil, vry nie. Jy kan nie net geestelik verkeer of fisies verkeer, dit het 'n invloed op jou geestesgesondheid. Dit het 'n invloed op jou wese. Daarom dat hy die woordjie, ek sal my deur niks laat oorheers nie. Want as jy jouself oorgee aan losbandigheid, as jy jouself oorgee aan jou behoeftes, dan gaan dit jou begin beheer. Dan gaan jy begin op 'n plek kom waar God nie jou koning is nie, waar God nie in beheer is nie. Jy gaan op 'n plek kom waar jou drange jou beheer. Jy nie meer op 'n plek is wat jy vry is in God nie. Daarom wil ek smeek,
Liewe jong mensie, onthou om te sê, my dominee het altyd wat hy het my so af en toe groot gemaak. Hy het altyd vir my gesê, Tiaan, net 2 woorde om te onthou. Sê nooit in die moeilikheid kom nie. Wat's dit? Dan sê ek vir hom, ek weet nie. Dan sê nie, jy weet, wat's dit? Dan sê ek, dan sê ja. Jy net dit onthou. Jy is baie meer werd as 'n kledingstuk wat aangepas word. Jy is baie meer werd. En moenie die fout maak om te dink, die persoon wat jy vry, of die persoon wat jy hande mee vashou, of die persoon wat jy selfs toelaat om seksueel met jou te verkeer, dis iets wat jy net kan afskud en van wegloop nie. Jy gaan seer kry. Kies God. Besef wie jy is. Gaan lees 1 Korintiërs 6. Gaan lees 1 Korintiërs 6. Kos is vir die maag en maag vir kos, maar God sal die een en ook die ander vernietig. Die liggaam is tog nie vir onsedelikheid nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Jou liggaam het 'n doel. En die doel van jou liggaam is nie om ander mense toe te laat om die liggaam te geniet wat nie jou man of jou vrou is nie. Die doel van jou liggaam is om God te verheerlik. Dis jou doel. Is om God te verheerlik. Daarom is dit vir ons so mooi om te sien hoe 'n persoon oefen. Dis mooi om te sien. Dis mooi om te sien hoe iemand na sy lyf kyk. Want indirek weet ons hierdie persoon gee om. Dis soos om iemand wat ou karre versamel en restoreer en so. Dis sag op die oog, nee. Dis iets moois, dis iets goeds. En dit sê hierdie ou sien, hierdie is kosbaar. Hierdie ou sien die waarde van 'n aardse ding raak. Nou hoeveel te meer is jou liggaam nie kosbaar? Hoeveel te meer is jou liggaam nie baie werd voor die Here nie? Jou liggaam is gemaak vir die Here. En die feit dat ons gedoop is, die feit dat ons onder die bloed van Christus staan, die feit dat ons nagmaal gebruik, sê ons is in 'n verbinding met God. En elke keer wat ons liggaam gebruik vir iets anders, wat buite hierdie verbinding is, wat buite hierdie verbond is ons sonde nie teen ons eie lyf nie. Ja, dit is ook teen ons eie lyf, maar die ten diepste is die sonde teen God. Dis belangrik. En ek wil net hier byvoeg. Dieselfde gebeur met pornografie. So moenie dink as 'n ou verslaaf is aan pornografie, dis okay voor die Here nie. Dis ook sonde voor die Here. Dieselfde ding gebeur chemies in jou brein, in jou liggaam. Maar vers 17. Die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. As jy hier sit en jy is verslaaf en jy sukkel, hier is die oplossing. Word een met die Here. Draai jou rug weg van die sonde af, gaan na hom toe. Hy gebruik 'n woord, 'n baie sterk woord. Hy gebruik die woord vlug. Vlug weg van onsedelikheid. Vlug weg van onsedelikheid. Hierdie woordjie vlug is 'n militêre term. Is soos om jou lewe op die spel te plaas om weg te kom. Erger as wat Driekus probeer wegkom het van Shimone af, of wat sy naam, vanoggend. Erger as dit. Dis wat hier gesê word.
met alles wat ek het. Ek wil niks terughou nie. Ek wil wegvlug hier vanaf. Ek wil nie vuil gevat word nie. Ek wil met God wees. As 'n passie in, daar's 'n ernstigheid hier in, daar's 'n koorsagtige soek na iets diepers, iets meer in hierdie woordjie wat ongelooflik mooi is. Vlug weg van die onsedelikheid. Elke sonde wat 'n mens doen, is buite sy liggaam, maar iemand wat seksueel losbandig optree, sondig teen sy eie liggaam. Ekskuus, ek sit in my Bybel neer en my ribbes raak seer. God openbaar homself nie net as ons broer en as liefde en as genade nie. God sê van homself die volgende, hy sê, ek is 'n verterende bal vuur. Ek is 'n verterende bal vuur. Hy sê die volgende, hy sê, ek is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek is 'n jaloerse God. So as jy in verbond staan met die Here, en jy is besig om weg te hoereer, weg van God af, jy is besig om dinge te doen, en dit gaan nie net oor die seksuele nie, dis waar Paulus hier fokus, het gaan oor meer as dit, maar as jy wegloop van God af, as jy sonde doen, is dit ernstig. En is dit sonde teen 'n jaloerse God, sonde teen 'n God wat 'n verterende bal vuur is, sonde teen 'n God wat gespreek het en die aarde is daar en al die geskape werklikheid is daar, sonde teen 'n God wat die aarde ophang aan niks en dit bly daar hang. En hy hang nie net nie, hy roteer vinnig genoeg, laat ons nie afspin nie, maar ook vinnig genoeg laat ons kan lewe. En hy sit daai bal om 'n wentelbaan om die son. Dis die God wat ons aanbid. En wanneer hy kyk na jou sonde, wanneer hy kyk na jou, want hy kyk deur jou oë, na wat jy sien op die skerm, hoe jy na ander vrouens kyk, hoe jy na ander mans kyk, hy is daar deur jou oë. As jy losbandig leef, 'n ander vrou of 'n ander man 'n soentjie gee wat nog nie jou vrou of man is nie, dan is dit teen hom, hierdie krag. En die feit dat jy nog bestaan, die feit dat elke van ons wat hier is, nog hier is, en nie net as is nie, vertel van 'n terughoudende krag, vertel van genade tyd, vertel van daar is nog hoop, vertel van daar is nog 'n uitkoms. Wat maak ons daarmee? Sien ons is nou voor God, 'n heilige, jaloerse God. En hy het jou hart, jou lyf in sy vizier. Die Heidelbergse Katekismus Sondag 1, vraag en antwoord 1. Ons reeksie gaan eintlik oor die Westminster se vraag 1. Maar die Heidelbergse Katekismus se vraag 1 leer dit so bietjie meer in vir ons. Hy vra, wat is ons enigste troos in lewe en sterwe? En dan antwoord hy en sê dat ons met liggaam en siel in lewe en in sterwe aan ons Here Jesus Christus behoort. Met ander woorde, in totaliteit. In totaliteit. Ons denke, ons woorde, ons geld, ons gesondheid, alles
behoort aan God. En dis ons troos. Dis ons troos. Dis nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie, dis ons troos. Want wat sê dit? Dit sê, ons is vry om God te kan dien. Ons is vry om hom te mag loof en hom te mag prys. Ek is vry om vir my 2 dogters en my vrou blomme te koop soveel as ek wil hê. Ek kan hulle spa dae toe vat. Ek kan vir hulle sê ek's lief vir hulle. Ek kan hulle drukkies gee, al wil my nie altyd drukkies gee nie, want hulle is tienermeisies. Ek gee sulke halwe krap drukkies. Ek is vry om dit te doen. Ek is vry om dit te doen. Want dit is my kinders, dit is my vrou. Ek mag hulle lief hê. Maar ek gaan nikkerig raak as ander ouetjies dit doen. Want dit is nie sy vrou nie. Dit is nie sy vrou nie. En ek is ook nie vry om dit vir ander vrouens te doen wat nie my vrou of my dogter is. Of my ma is. Ek is nie vry om dit te doen nie. Maar omdat ons aan God behoort, is ons vry om hom met alles lief te hê. Ons is vry om God lief te hê, God te dien, God te eer met ons lewe. Daarom wil ek sê, ons dink, ons is onder die mag van die duiwel. Ons dink, ons is onder die mag van ons behoeftes, van ons drange. Maar ons is vrygemaak, vrygekoop, deur ons Here Jesus Christus se bloed. Die Vader het jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat hy kan sterf aan die kruis, sodat jy gered kan word. Sodat daar 'n verhouding met hom kan wees, sodat jy vry kan wees, vry om hom te dien. Die Exodus gebeure is vir ons 'n mooi voorbeeld daarvan, né? Hy sê vir Farao, deur Moses, deur sy knegt Moses, sê vir Farao, laat my volk vry om wat te maak, sodat hulle my kan dien, sodat hulle my kan aanbid. En dan red hy hulle. Alhoewel hulle in 'n woestyntyd was hulle vry om hom te dien. Het hy hulle bymekaar gemaak, het hy hulle die vermoë gegee om hom te aanbid, die middele gegee om hom te aanbid in die tabernakel en die priesterambt en al daai goeters. Het hy dan vir hulle gegee, die wette, sodat hulle vry kan wees om hom alleen te dien. Daarom wil ek vandag vir jou sê, liewe jongman wat in die web van pornografie is, liewe jongdogter wat in die web vasgevang is van jy wil net 'n man hê, liewe pa wat nie jou plek inneem nie, wat ook al waar jy is, moenie na die duiwel luister wat sê jy is nie vry nie, jy is vry. Draai na hom toe, vlug weg. Hy gee vir jou die vermoë. So ons behoort aan God en dis wonderlik. Ons is vry om in God se teenwoordigheid te wees. Ons is vry om hom te verheerlik met alles wat ons het. En dan laastens, die katekismes sê dis, ons kan die vreugde ervaar van sy teenwoordigheid. Ons kan die vreugde ervaar om in sy teenwoordigheid te wees. J.R. Tolkien het aan sy seun 'n brief geskryf. En in die brief sê hy die volgende, hy sê, the presence of the power of God in our lives is not always a matter of comfort, but it is always a matter of joy. Die feit dat God in ons lewens is, die feit dat God teenwoordig is in ons lewens, is nie lei nie altyd tot gemak nie, maar is altyd a matter of joy. So ons kan weet God is hier. Ons kan weet God, die sonde wat selfs teen ons wil in ons oorbly, bedek hy met sy bloed. Ons kan weet die swaar dinge wat met ons gebeur. Elrie en Naas wat nie kan oefen nie, ek wat nie kan oefen nie, ons wat God wil verheerlik met ons talente. God stel dit in sy diens.
en hy maak iets beters daarvan. Ons weet nie wat dit is nie. Ons kan dit nie sien. Ons kan dit glo. Ons kan dit ons eie maak. So jy wat verslaaf was aan pornografie, jy wat nie wil weghardloop, nie tot nou toe nie wil weghardloop, maar besef het dat jy kan, en besef het dat dit nie jou hoef te oorheers nie. Jy wat dalk terugkyk en wens, maar jy het celibaat gebly tot jy getrou het. Ons kan die genot daarvan hê dat God ons sonde, ons swakheid, ons seer, alles in sy diens stel en iets beters maak daarvan. Dis ons wat ons het om te geniet. Jy sien God se voorsienigheid. God se voorsienigheid rig ons storie. Selfs wanneer die pad moeilik is. God se voorsienigheid rig ons storie. Selfs wanneer die pad moeilik is. Ek sluit hiermee af. Ons het begin, ons eerste preekie in die reeks, het ons gesê die aardse vreugdes wat ons beleef is net die echo. Is net die echo van die Messias wat gaan kom. Die beste wat ons kan kry op aarde is niks teenoor die ware Jakob, ons Here Jesus Christus nie. Hou daaraan vas. Ons is gemaak vir die ewigheid. Die feit dat ons hier is en besef ons liggame is broos. Die feit dat ons hier is en hierdie sonde het teen wie ons veg. Die feit dat ons hier is en bekommerd is. En die feit dat ons hier is en die sondes baie keer geniet en ons weet ons mag nie. En dan sit ons met 'n groter skuldgevoel. Dit alles is 'n ego van wat kom. Hy kom. Hy kom 'n einde maak aan hierdie geskape werklikheid. En ons gaan nuwe liggame kry. Ons gaan nuwe liggame kry. En ons gaan eendag staan voor hom. En hy gaan ons trane afvee. En ons gaan nie anders kan as om knieg voor hom te buig. En saam met die engele te sing, waardig is die lam. En dis op pad. So as jy hier is en wonder, is jy baie werd. Onthou C.S. Lewis se woorde. Jy's in God. En as jy die liggaam kan sien, wat jy gaan kry, gaan jy wil buig voor daai liggaam. En jy gaan wonder, is dit nie 'n God nie. Jy's baie werd. Moenie jou parels vir die varke gooi nie. Hou daaraan vas. Kom tot bekering, voor dit te laat is. Hy kom, hy maak 'n einde, en hy kom vir jou. Tot dan, is ons in God se hand. Tot dan, sien hy alles wat ons doen. Weet hy alles wat ons dink. En mag dit jou met vrees vul, as jy op die verkeerde pad is, maar as jy doen wat hy wil hê, mag dit jou met vreugde vul. Want jy weet, selfs jou sonde, wat jy na hom toe bring, is bedek deur sy bloed. Donderdag is nagmaal, is 'n heilige gebeurtenis. Mag hierdie week wat kom jou hart voorberei vir dit. En mag jy saam met jou medebroers en susters aansit aan die tafel. En mag jy daarmee, as jy daai brood eet en daai wyn drink, mag jy daarmee uitroep, aan geloof uitroep. Ek is 'n kind van die Here. Ek is verbind aan hierdie heilige wese. En niks en niemand kan my hier uitred nie, selfs nie my eie sondes nie. Hy bedek dit deur sy bloed. Hy het gesterf hiervoor. Sy liggaam is gebreek. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, o Heer, U is heilig, ons is onheilig. U is omring met glorie en krag en pragt en ons is nietige wesens.
Ja, ons is bewus van ons broosheid, ons is bewus daarvan dat ons eie planne nie eens uitwerk nie. Maar U, en by U is daar hoop, is daar krag, maak U lewe sin. En by U alleen het ons 'n doel, Here. Here, ons wil as gemeente saam bid, en ons wil intree vir ons medebroers en susters wat vasgevang is in sonde. Ons wil spesifiek op die naam noem, pornografie. Ons wil welis en al hierdie goeters op die naam noem, Here. En ons wil bid, wil U ons volkome skoonmaak hiervan. Wil U gee dat daar 'n intense behoefte is om weg te hardloop, te vlug. Die diepte van daai woordjie, wil U dit vasspyker in ons harte, laat ons wegvlug van die sonde. En wil U gee dat ons dit sal ervaar wat dit is om binne U voorsienigheid U te mag geniet. Wat dit is om te verstaan wat Tolkien sê as hy aan sy seun skryf, dat om in die teenwoordigheid te wees nie altyd beteken gemak nie, maar altyd vreugde inhou. Wonderlik is dit nie om te weet, daar is 'n ewigheid wat wag op ons. Daar is 'n verheerlike liggaam wat wag op ons. En daar is iets, 'n toestand, wat wag op ons, waar daar geen sonde is nie, geen seer is nie. Geen nodig, 'n plek wat nie nodig het om weg te vlug van ons sondes nie, want ons sal binne U in U teenwoordigheid wees. En ons bid, Here Jesus, kom tog gou. Ons het U nou nodig. Kom tog gou. Wees met ons voorbereiding tot nagmaal donderdag. En wil U gee dat dit nie net nog 'n nagmaal sal wees nie, maar dat een groot geloofsbelijdenis sal wees. Dat ons met ons hart en met ons verstand sal sê, ek glo, my God het vir my gesterf. Ek glo, my Messias leef. Ek glo, ek is skoon gewas, vrygespreek deur U bloed. Ons dank U en ons loof U en ons prys U voor. In Jesus naam bid ons dit. Amen.